Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek wil vandag eintlik afsluit met ons reeks oor die sentrale senuweestelsel, die sogenaamde vagus of swerwende senuwee en polyvagal. En dan wil ek volgende week baie spesifiek net fokus op sogenaamde coping meganismes, sowel as hoe om weer 'n staat van equilibrium te bereik, nadat ons bewus begin raak het en onsself begin sensitief maak het vir wat ons ervaar en hoe ons daarop reageer. Nou, hierdie autonome senuweestelsel is 'n konstante wipplank tussen die simpatiese, met ander woorde wat alles aktiveer, en die parasimpatiese wat bydra tot ontspanning. En ek wil ons vir onsself hierdie prentjie voorstel. Gestel ek staan met 'n emmer in my hand op 'n trap en die kleur van daai trap is groen. Dan is daar nog 2 trappe onder dit. Die volgende kleur is geel en dan die laaste kleur is bruin. Nou, wanneer goed met my gebeur, het ek sekere gedagtes, sekere gevoelens, sekere gedrag wat ek onmiddellik aktiveer in terme van dit wat met my gebeur. As dit iets is wat my gaan laat veg of vlug of bedreig laat voel, dan gaan ek uit die aard van die saak meer aktiverend optree. En die oomblik as dit verby is, dan keer ek terug na hierdie posisie, wat ek amper iets van regulering van emosies en denke is maklik, so 'n bietjie neutraal, en ek gaan voort. Maar wanneer dit wat ek ervaar, my interpretasie sodanig is, dat die aktivering van die veg en vlug so intens is, dat dit my laat aftrap na die sogenaamde geeltrap, dan begin daar al 'n waarskuwingslig flikker wat sê, dis vir my moeiliker om bewus te raak van wat aangaan in my liggaam, en hoe my liggaam reageer, en om dit te stop. My emmer word al hoe voller verskoning en al hoe swaarder. So dit is vir my moeiliker om hierdie emmer nou mooi vas te hou, so ek het nou al 2 hande nodig, as ek dit so kan stel. Indien hierdie stres so veel raak, hierdie vegvlug, hierdie behoefte, hierdie gevriesde staat van ek weet nie meer nie, dan skakel die sisteme in my liggaam as dit ware af. Dit beteken ek kan nie meer die stres hanteer nie, en dan is my emmer te swaar. Ek beland onwillekeurig dan op die 3de trappie onder, die bruin trappie, en ek het nie die vermoë om daai emmer weer op te tel, want hy is nou te swaar, en terug te tree na die geel trappie of selfs die groen trappie nie. So kom ons onthou dalk net hierdie beeld, want dit gaan ons help om te bepaal waar is ons in hierdie proses. Nou, hierdie polyvagale teorie en hierdie stresemmer help ons om dan te verstaan wat ons bewus van moet raak wanneer ons met iets gekonfronteer word, want ons kan ons sentrale senuweestelsel reguleer. Ons kan dit sodanig reguleer dat dit meer aanpasbaar is en dat dit makliker is om tussen hierdie verskillende trappe, wil ek amper sê, te funksioneer en veral terug te wip. En dis waarom ek praat van equilibrium na die sogenaamde groen trappie. Kroniese en traumatiese stres is egter die een ding wat ons op hierdie breintrappie gaan hou, wat harder werk gaan beteken van ons kant af. Nou kan ons ook vir mekaar sê, goed, hoe beheer ons dit nou? Wat doen ek nou as ek
sorry, as ek dan gesensitiseer is, verskoning, dit was nou so bietjie tussen die Engels en Afrikaans. Wat kan ek doen om te keer dat my stresemmer te vol raak? En daar is een vraag vir my belangrik. Is ek oorweldig deur wat ek ervaar en dit het aanleiding gegee tot hierdie stresemmer wat nou oorloop? Of is dit goed wat gesneller is as gevolg van vorige goed wat ek ervaar het? As dit iets is wat my nou op hierdie moment oorweldig, en ek kan nog as dit ware gaan dink, my prefrontale korteks kop in en ek besef, wag 'n bietjie, hierdie is nou te veel, ek moet myself net 'n breek gee, is dit amper makliker, maar as dit saamgaan met 'n sneller van 'n slegte of 'n negatiewe ervaring, dan is dit vir my moeiliker om dit te stop. Kom ons sê ek was in 'n situasie waar my bestuurder my uitgetrap het oor iets wat nie reg was nie en ek het regtig 'n baie swaar werkslading. Dit kan my verskriklik vinnig afstoot na hierdie geel en bruin trappie toe, want hierdie uittrap deur die bestuurder mag dalk nou verband hou met 'n vorige negatiewe ervarings wat ek selfs dalk as kind in die ouerhuis beleef het, waarvan my gesê is ek doen goed nie reg nie, ek's 'n mislukking. Wil my luisteraars, nou moet ons 'n bietjie net 'n minuut stil staan by die volgende. Ons huidige stand van ons sentrale senuweestelsel, dis nou my parasimpatiese en simpatiese, hou verband met vorige ervarings, my huidige lewensomstandighede en die hoeveelheid copingvaardighede of bronne van coping wat ek het om te hanteer wat ek nou moet hanteer. En die belangrike is dat hierdie vage senuwee aktief daarbey betrokke is om ons te help om geesteswelstand te ervaar. Ons wil 'n verlaagde hartklop hê, ons wil voel, maar ons hande sweet nie, ons is nie in 'n aanhoudende gespanne posisie in ons liggaam nie. Nou hier kom 'n interessante woord, dis 'n nuwe woord wat ons nog nie van tevore in ons praatjies gebruik het nie, en dit word genoem interosepsie, of interoception in Engels. Dis 'n bietjie anders as introspeksie, want interosepsie beteken ek het 'n sensasie, 'n bewustheid van wat is die interne sensasies, of sal ek ook sê, dit wat ek as 'n groen of 'n geel of 'n bruin lig, om terug te kom na die metafoor, in my liggaam ervaar. Met ander woorde, dit is, as ek honger is byvoorbeeld, of dors is, of wat ook al, dan gaan my brein dit byvoorbeeld interpreteer as, ek moet nou opstaan en ek moet vir my iets gaan kry om te drink. Of ja, ek moet sê dan maar byvoorbeeld nou iets doen om myself net emosioneel te beheer. Ek kan nie nou bekostig om kwaad te word of hartseer ensovoorts nie. Maar dit beteken letterlik, en die maklikste manier om dit te doen is vir myself uit die situasie te kry, letterlik te gaan stil staan, my oë toe te maak, 3 of 4 keer ons asemhalingstegniek van 4 sekondes in, hou dit vir 4 sekondes, blaas vir 4 sekondes uit. Party sê self blaas uit vir 7 sekondes. So 4 asemtee, 4 sekondes verskoning, asem ek in deur my neus, hou dit vir 4 sekondes en dan blaas ek dit uit deur die volgende, verskoon nou hierdie geluid, maar dit gaan die beste verduidelik. Dus ek pers amper my lippe, nie heeltemal nie, maar gedeeltelik op mekaar en dit kom so oor. En dit is die geluid wat ek vir 4 of 7 sekondes doen en ek herhaal dit 3 of 4 keer. Dan, terwyl ek in daai staat is, probeer agterkom waar voel ek die spanning nou die meeste in my liggaam. My skouers, my borskas, my maag, dit kan self wees dat ons partykeer voel, maar dit is as ons bene te swaar is, hulle wil nie loop nie. Dit help ons om te probeer vasstel, is ek nou my parasimpatiese, ontspanne, of simpatiese, gespanne fase. En hierdie interosepsie wat so wonderlik is, dit help my
om baie mooi te kan weet hoe en waar moet ek reageer, om terug te kom na 'n ekwilibrium waar ek 'n interne balans ervaar, my emosies kan beheer en selfbewus kan raak van hierdie geweldige spanning of hierdie pyn of wat ook al, dat ek vir myself net uit die situasie op 'n manier haal en sê, wag net so bietjie, ek het regtig, en ek kom weer terug na daardie ou bekende tel tot 10, maar ek wil byvoeg, as jy op enige manier uit die situasie fisies kan pad gee, doen dit. As jy nie kan nie, sluit jou oë. Probeer jou as dit ware instel asof daar 'n kokon vir daai minuut rondom jou is, waarin net jy is, waar jy fokus na binne en waar jy as dit ware iets uit jouself uithaal om hierdie situasie te herbedink, weer te kyk na jou gevoelens en wat is die gedrag wat jy nou gaan openbaar. Want onthou, ons almal het voortdurend met fisiese stressore te doen wat baie spanning op ons liggaam plaas. Dan ook natuurlik die sielkundige stressore, wat enige iets is wat ons as negatief of as bedreigend ervaar, wat kan insluit goed soos verwyte of vrees of hartseer of dat ons alleen voel of wat ook al, en dan spirituele stressors. En ek wil graag een hele gesprek hier aanwy binne die volgende 2 weke, waar dit die misbruik van die sterkte van 'n betekenisvolle sisteem is, waar my geloof wat my moet bemagtig, as dit ware so verdraai word, dat daar vanuit die geestelike sekere aanslag op my lewe is, sekere direkte veroordelings, of ek betrokke raak by kultusse met verskriklike voorskriftelike reëls en regulasies, soos 'n kliënt een keer vir my gesê het, daar vir my gesê, as ek uit hierdie kerk uit pad gee, gaan ek reguit hel toe. Maar soos ek sê, hierdie die spirituele stressors is 'n gesprek vir 'n ander dag. So met ander woorde, wat doen ons? Raak bewus van waarvan raak ek bewus in terme van my sensoriese stelsel. Wat hoor ek, wat voel ek, wat proe ek, wat ruik ek, wat is dit wat ek sien? Dan, watter emosies ontlok dit in my? Waaraan laat dit my dink? En wat is die gedrag wat hiermee gepaard gaan? So as ons net eers, en dit is baie goed as ons hierdie kan neerskryf in 'n joernaal, maar ons beginpunt van herstel en selfbeheer is om bewus te raak van die sensasies, die emosies, die gedagtes en ons gedrag, want dan kan ons dit direk beheer. 'n Geseënde week vir elkeen.